My begroeting gaan aan Bishop Adams, sy vrou, Pastor Hilton en sy pragtige vrou en al die manne van die Here. Wat 'n voorreg om vanoggend hier te staan. 'n Geleentheid wat God ons bied. 'n Kans wat die Here my gegee het. En daarom eer ek die Here vanoggend, die koning van die kerk, Jesus Christus. Daar's geen ander koning wat ek al ontmoet het. Dis die een van die Galilea kind. Die kaalvoet klonkie, die koning wat my lewe verander het, die God wat my lief het met sy hele hart. Ek het hom gekies as my middelaar en as die koning van my lewe. Hy is my begin en hy is my einde. En daarom eer ek hier vandag die Here vir wie hy is. Kom ons gee hom net die hoogste prys. Hallelujah! He is worthy to be praised. Hy het 'n naam bo elke naam. Ek dank die Here, halleluja. Bishop het nou al die gedeelte van die woord wat ek wil praat, het hy nou al klaar deurgegee. Ek wonder hoekom werk die Here altyd so. Nou is my deel makliker. En ek wil vanoggend veral praat met die leiers wat nou ingestel is. Die manne en die vroue van God wat gekies is onder die tema, jy is gekies vir 'n tyd soos nou. God het jou 'n bepaalde roeping gegee om in een mens se lewe 'n verskil te maak. Daarom wil ek hê jy moet die Bybels vanoggend oopmaak. Weet jy, die Here vertrou ons met hierdie groot werk. Jy kan nie hierdie werk ligterlik opneem nie. Dis nie 'n gewone werk nie. Dis 'n werk waar jy diensplig aanvaar het. Ek lees vir u uit 1 Timoteus hoofstuk 3. 1 Timoteus hoofstuk 3. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsiener verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, 'n man van een vrou. Ek het my een saamgebring. Daar's nie nog 'n winddoekie. Dis net sy. Opsiener, hy sê nigter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen wyn, geen drinker, vegter, geen vuil winsgesoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige en geldgierig nie. Een wat sy eie huis goed regeer. Hoor jy daar? Ek kan nie kom help nie, die Here sê hy vertrou jou. Een wat sy eie huis goed regeer, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuie hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in stryk
van die duiwel val nie. Bishop het dit ook nou genoem vir julle. Net so moet 'n diaken waardig wees. Nie uit 2 monde spreek nie. Nie verslaaf wees aan wyn nie. Geen vuil gewinsoeker nie. Vers 9. Manne wat die verborgenheid van die geloof in hulle in rein gewete hou, sodat hulle moet ook wees. Hulle moet eers op die proef gestel, deurdat daarna, as hulle onberispelik is, kan dien. Net tot sover die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Vader, wat 'n eer en wat 'n voorreg. Ons wil hierdie naweek kom afsluit om vir U dankie te sê dat die koning opgestaan het. Dat U 'n God is wat Numeri 23:19 sê, is U iemand wat sou lieg en U dit nie sê. Wanneer U iets sê, dan doen U dit, U maak dit waar. U is nie 'n leienaar nie. En daarom het U beloof 3 dae en ek kom terug. En daarom wil ek vanmôre bid om vir U net dankie te sê vir God se getrouheid. Seën ons in Jesus naam. Amen. Ek lees vir U vers 2, want 'n ouderling moet 'n man wees teen wie se lewe niks ingebring kan word nie. 'n ouderling, 'n diaken, evangelis, 'n pastor, 'n uitverkorene moet iemand wees wat dan niks ingebring kan word nie. Dan moet nie iemand kan sê daar's 'n gebler nie. Het moet iemand wees wie God gekies het, 'n kandidaat met 'n lewe van reinheid. Iemand wat se lewe skoon is. 2015 toe maak ek klaar by die US Embassy. Ek het 1998 by hulle begin. Goeie salaris verdien. Goeie voordele gekry. Pensioen, mediese fonds, alles, huistoela, selfoontoela, alles. Daar was niks wat tekort was nie. Ek gaan praat met my vrou in 2014. Ek sê vir haar, die Here het my geroep. Sy sê, ek wou dit al vir jou gesê het, jy wou net die diensplig aanvaar nie. Ek gaan praat met die ambassadeur, ek skryf my brief na die HR toe, HR roep my in, hulle doen dit nooit nie, HR roep my in, die ambassadeur sê vir Chris, Jonathan, hy moet na my kantoor toe kom, ons gaan ook nie by hulle in hulle kantore nie, is toch wit mense man, Here weet. En ek gaan by sy kantoor in, en die ambassadeur sê vir my, you may be seated. En terwyl ek daar sit, sê hy vir my, ek het jou boodskap gekry, ek het die boodskap gelees, waar die boodskap sê, dat jy bedank, onmiddellik, ek sê vir hom, ja, ek maak klaar, hy sê vir my, nee, gaan dink weer oor jou bedanking. Ek sê, maar die Here het my nodig. Hoor wat sê ek vir hom, hoor, as amper soos die donkie wat die Here sê, gaan sê vir hulle, ek het hom nodig. En die Here laat weet, ek sê vir die ambassadeur, ek moet uitbeweeg. Die ambassadeur sê, daar's nog redelik tyd oor. Ek sê, nee, dis reg, ek het Oktober maand bedank, en ek werk vir die notice maand uit, en November is ek nou basies eintlik klaar. En die ambassadeur sê vir my, wil jy nie weer gaan consider oor jou besluit nie? Ek sê, I made up my mind. Ek het my mind opgemaak, ek is fine. Ek kom by die huis, ek het bedank, ek sit en ek praat met my vrou en my kinders. Die Bybel sê mos, jy moet die koste bereken. Ek het die koste vooraf bereken, gaan sit en gaan sê, jong, ek het mos nou hierdie, en onthou,
Die US Embassy betaal vir jou huis toe. Jy vergeet eintlik jy werk by hulle. Hulle betaal vir jou. Gaan doen aansoek. Prys die Here. En terwyl ek daar weg is, kom by die huis, gesels met my vrou, en my vrou sê vir my, ek het jou 'n jaar terug gesê, jy moet diensplig aanvaar. Ouderlinge, diakens, kom u agter hoe dat Paulus dit glad nie koppel aan 'n titel nie. Hy sê eintlik so, dat julle moet ouderlinge wees. Manne, diakens, is 'n calling. Dis 'n roeping. Dis nie iets wat jy net besluit, ek wil hier ingaan nie. Is 'n calling wat op jou hart lê. Al is jy geordyn as evangelis, moenie laat die titel hoër as God staan nie. Moenie laat die titel na jou kop toe gaan en vir jouself sê, wow, so baie mense dra titels en vergeet die calling op hulle lewe. Vergeet die prioriteite waaroor God my eintlik aangestel het. Ek het diensplig aanvaar. Ek het ja gesê vir die Here. In God se diens staan los van titel af. En baie kere is ons so geïntimideer as ek nie geroep word as Pastor Chris of as Pastor Hilton nie, dan is ek sommer kwaad. Of as ek nie bishop gesê kan word nie, dan is ek kwaad. Daar by ons is 'n man ook, amper noem ek sy naam. Hy sal hom ook nie ken nie. Jy mag nie vir hom sê pastor nie. Jy moet hom sê bishop. Eendag in die winkel kry ek hom en ek sê vir hom, man van die Here, my vrou kom sê nog hy oggend, hy pastor, hy draai sy rug, hy verkies bishop. Baie kerke is meer vol titels as geroependes van God. Apostel, bishops, profete, profeteste, evangeliste. Die kerk van God is baie kere dood met al hierdie titels. God soek manne wat anointed is. Manne wat die gift dra. Manne wat die salwing dra. Manne wat geroep is deur die Here. Hoor wat sê Lukas hoofstuk 9 vers 62 en Jesus antwoord hom, iemand wat sy hand aan die ploeg slaan, kan nie terugkyk nie. Jy's geroep. O, diakens, ouderlinge, evangeliste, maak jou roeping prioriteit in jou lewe. Maak het, hoor wat sê die ander vertaling, die Abba, dieselfde hoofstuk uit, hy sê, maar Jesus het vir hom gesê, iemand wat begin ploeg, en aan hom agtertoe, en aanhou agtertoe kyk, is nie gereed om vir God te werk nie. God wat die koning is. As jy elke keer omkyk en terugkyk en jou hand is in die ploeg geslaan, dan hou sonde jou vas. Moenie terugkyk nie. Die roeping van die Here. En ek praat nie net baie kere met ouderlinge en diakens ook vanoggend nie. Ek praat met ek en u wat die Here gekies het. Die doopkandidate ook vanoggend. Julle is deur die waters. Hulle gaan, ek het gesien as 'n jong dogter, hulle gaan jou dophou by die skool. Die buurmense gaan jou dophou. Die buurmense gaan praat van jou. Hulle gaan na jou omsien. Ouderlinge en diakens, besef jy jou groot verantwoordelikheid. Hoor mooi, nie 'n titel nie, your responsibility. Jy is hier geplaas op aarde om mense in te bring vir God se koninkryk. Die koning van die kerk nodig net siele.
Die Messias wil hulle verwelkom. Jou lewe moet ander inspireer. Jy moet vir ander 'n bemoediging wees. As 'n mens mos aansoek doen by jou werk, toe ek aansoek doen by my werk deur die jare, dan vra hulle mos verskillende kwalifikasies. En hulle keer jou af as jy nie aan dit voldoen nie. Hulle sê jammer. Maar hoor hoe bring Paulus? Paulus stel die kwalifikasies ook baie hoog. Maar God is die een wat roep. Jy kan hoog gekwalifiseer wees, maar as jy nie die calling het nie, dan is dit nie die Here wat jou geroep het nie. Die salwing van die Here breek die hekke. Hoor hoe stel hy dit? Daarom, hoor mooi, daarom moet 'n ouderling heeltemal reg lewe. Kyk na sy kwalifikasies. Hy seker graad 10. Hy sê, kyk na jou lewe. Ouderling, een vrou, geen wyndrinker. 'n Man met 'n gift, met 'n anointing. As jy instap by 'n plek, moet die mense wees, die engel van God het opgedaag. Die Here is in die huis. Hy sê, jy moet 'n man wees van een vrou. Hy moet ook reg kan besluite neem. 'n Ouderling of 'n diaken. Jy kan nie vir die pastoor bel, vir my bel, of vir bishop bel, en sê, hoe maak ek nou met dit nie? Lees die woord. Lees die Bybel. Die kwalifikasies is daarin. Hy moet weet hoe om reg te kan praat. Die Here verander jou spraak. Die Here sit 'n nuwe woord in jou mond. Jy praat met gesag. Die mense wat in jou midde is, weet, dis die ou wat ons respekteer, die man van die Here. Kan ek nog 'n kwalifikasie neem? Hy moet mooi maniere hê. Jy kry mos ouderlinge wat hom beskof is. Ek dink Bishop het dit gesê. Hy draai sommer sy rug op 'n mens. As die suiker klaar is klaar. By my huis het dan mense gekom, as daar nie eens koffie nie. Dan sê ek vir hulle, julle moet seker maar vir ons gaan koffie koop. Ek maak dit maklik vir hulle. Want hulle wil koffie en ek drink Jacobs. Next level. Oh, hy moet goed wees met vreemdelinge. Nog 'n kwalifikasie. Jy moet die mense kan warm ontvang. Al ruik hulle nie lekker nie, bring hulle met liefde nader. Al is hulle ook bietjie deurmekaar, al is hulle ook in drugs, hy's 'n vreemdeling, jy moet goed met hom kan wees. Hy moet vir mense kan leer. Jy moet vir ander kan leer uit die Bybel uit. Dis hoekom Paulus met soveel lof en prys kan betaal. Ek en u in hierdie naweek wat ons ervaar het, as ons teruggaan, gaan mense nie meer die Bybel lees nie. Mense gaan kyk, wat het God vir jou vir die naweek gedoen? Ek kan mos nie nou ver uit Namibia uitkom, 1500 kilos. En ek kom hier en ek lewer hier reg nie. As soos een broer, hy's vurig in die kerk. Hy koordans, hy spring en hy hardloop en hy gaan te kere. En toe dit Desember maand is, toe gaan hy so 'n bietjie op vakansie. Toe sê hy, Here, ek los nog vir u hier. Ek wil eers bietjie vakansie gaan hou. Mense het nie eers geweet dat hy die Here dien nie. Ons kan nie 'n dubbele standaard lewe nie. Nee, die mense raak so vinnig.
goed kwyt uit hulle monde uit. 'n ouderling of 'n diaken of wat ook al. Ons moet weet hoe ons praat. Sê vir mense, die werk wat hier instaan is 'n heilige werk. Is 'n ernstige werk. God se vereistes is baie hoog. Kerkraadslede wat gekies is vir oggend, jy moet reg lewe. Vat net hy een vrou, een man in jou lewe. Mense gaan jou dophou. Jy gaan dag na dag onder die vergrootglas geplaas word. Dawid skryf in een van sy psalms, in Psalm 103, skryf hy daai mooi woorde, vers 15. Ek lees dit vir u uit die Abba vertaling. Hoor wat sê, die mense se lewe is soos die lewe van 'n plant. Hy groei soos 'n veld. Jou lewe is soos 'n plant. Jou familie moet weet, mamma het na pappa geluister en pa het die familie byeen geroep. Ons moet bid. Ek dank die Here, my vrou het nog nie een nag wakker gelê oor ons kinders nie. My oudste seun is 30. Ek moet na hom toe opkyk, maar ek bly sy pa. En daar's nie een diens wat my kinders gemis het nie. Hulle is drummer, die een is 'n drummer en die ander een speel die bord in die kerk. Hulle het vir my gisteraand laat weet, Daddy, ons is gereed vir môre se diens. Ek sit in die Kaap. Weet jy hoekom? My lewe moet getuig van dit wat ek sê. Hoeveel ouers se kinders lê by die huis? Hoeveel manne lê by die huis? Hoeveel vroue lê by die huis? Waar is jy geplant? Hoe groei daai plant? Psalm 1 sê, jy sal wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Spreuke 16 vers 31. Ek maak klaar. Spreuke 16:31. Vir al julle wat gekies is, hoor wat sê hy, grys hare is soos 'n mooi kroon. U kan mos sien. 'n mens lewe lank as hy reg lewe. Woe! Julle is nou nog nie grys nie. Maar die Bybel sê in Spreuke 16:31, grys hare is soos 'n mooi kroon. Woe! Here, ek prys U. Dan sê hy verder, 'n mens lewe lank as jy reg lewe. Ek wil reg lewe, man. Dis hoekom as ons by die bank kom met die grys hare, halleluja, dan sê hulle, oupa, ek weet nie of hulle weet ek is 'n oupa nie, maar hulle sê, oupa kan maar deurkom. Hey, daar stap oupa ook met blydskap. Baie dankie. Ek gaan sit ek ook daar by die senior burgers. Ek moet eintlik ook kom aansoek doen hier vir SASSA geld. Julle kry mos aan 'n bietjie meer as ons. Lewe reg. Lewe by die huis reg. As jy vloek, gaan jou kinders ook vloek. As jy drink, jou kinders gaan drink. As jy verkeerd praat, daarom sê die Bybel, jy moet 'n man wees wat die Here vrees. Ouderlinge diakens, as jy gereed vir jou taak, as jy gereed vir jou diensplig, sit die titel een kant, sê Here, ek is hier om te serve. Ek is hier om te dien. As ons by Spur instap, dan sê hulle mos, goeiemiddag meneer, u kan maar deurkom. Hoeveel is julle? Ons is 5, u kan maar deurkom. Dan sê sy ook, ek is die kelner, wat vir u gaan help.
vir hierdie tyd wat u hier gaan wees. Enige iets sê my, as ek aandoen by 'n huis, moenie die lidmate van God verwaarloos nie. Anders hoef jy nie ja te gesê het nie. Mense, as jy aankom by jou posisie, by jou plek, dan moet jy sê, I'm here to serve. Ek is hier om te dien. Ek is hier om te help. Ek is hier om probleme op te los. As hy te groot is, dan bel jy die pastor. As die pastor nie kan nie, dan bel jy vir bishop. As bishop nie kan nie, as hy Here, hierdie ding is te groot, dan verkrummel die Here daai probleem. Want hy sê, mountain, get out of my way. Daarom wil die Here vanoggend vir jou in diensplig sê, leave the title behind. Los die titel en dien net die Here. Vra die Here om met elke dag 'n dubbele salwing op jou lewe te plaas. Vra die Here om jou gesond te hou. Hoor mooi, vra die Here nie net vir 'n salwing nie, maar hoor mooi wat gebeur. Die Here roep vir Adam en vir Eva in die tuin in Genesis 2, hoe hardloop hulle weg? Want die sonde maak laat jy weghardloop. Adam en Eva besef, Here, ons het u teleurgestel. Ouderlinge, diakens, bishops, worship team, pastore, my ingesluit, moenie sondig nie, moenie die sonde lief hê nie. Kom ons sê vir onsself, die Here het my geroep. Hoor wat sê die Here in Genesis 2, mens, waar is jy? Toe het hulle weg vir hulle gesteek. Die Here roep vir Moses in Exodus 3, hy sê, Here, ek kan nie praat nie. God sê, ek het jou nodig, want ek wil hê jy moet diensplig aanvaar. Trek eers hy skoene uit, trek hy dansskoene uit, trek die dobbelskoene uit, trek die liegskoene uit, trek die steelskoene uit, trek die hoereerskoene uit. Die Here sê vir hom, trek uit, trek uit. Hy sê, Here, ek kan nog altyd nie praat nie. Ja, ken jy mos vir Jody van die Kaap? Sy hakkel mos verskriklik. Nee, maar ek sê, hy meisie kan sing, sonder gehakkel. Die Here, as die Here jou roep, dan bekwame jou. Ek wil afsluit vanoggend in Joshua 1, roep die Here vir Joshua. Hy sê, ek soek vir jou, my kind. Jy is die uitgesoekte kandidaat. God plaas 'n roeping op sy lewe. Wat 'n roeping lê of is op jou lewe vanoggend? Here, ek stel my weer tot beskikbaarheid. Ek praat van die kerk van God. Sê, Here, ek stel my weer tot beskikbaarheid. Ek aanvaar weer diensplig. Here, die naweek was van Vrydag af, was ek so in 'n ekstase gewees. Ek wil dit nie verloor wat u aan my gegee het nie. Ek wil dit nie verby laat gaan, verby my lewe nie. Ek is klaar. Sê, Here, ek nodig 'n dubbele porsie van u salwing op my lewe. Ek nodig iets wat die wêreld kan laat stilstaan en wonder. Maar hulle moet weet, ek is 'n man wat gekies is van God. Miskien sit jy vanoggend hier, jy sê vir jouself, ek is hier, maar ek wil my lewe verander, man. Ek kan nie so in en uit. Vandag dien ek die Here, môre is ek in die laagte. Oormôre wil ek nie meer die Here dien nie. En maak ek weer 'n bespotting, dan drink ek weer. Is jy iemand vanoggend wat sê, na hierdie naweek wil ek my lewe aan die Here gee. Na hierdie naweek, o Here, ek gaan nie hier uit as ek nie my lewe aan u gegee het nie. Is hy iemand, jong mense,
breek vandag met sonde. Breek met die lewe van die vyand daar buite. Moeder, vader, miskien sit die manne wat vandag hier sit, jy chat nog met 'n ander vrou, of jy chat met 'n ander man, of 'n ander wie ook al. Ek roep jou vanoggend, breek daai ding in jou lewe. God soek 'n rein kerk. God soek 'n skoon kerk. So lyk dit pragtig, maar hy is die kenner van die hart. Hy is die toetser van die niere. Hy sit vanoggend hier. Wie wil vanoggend sê, steek jy hand op en sê, Here, ek wil my lewe aan U gee. Is daar so iemand? Terwyl die worship team sing, ek gee my lewe, Heer. Ek gee my lewe, Heer. Ek gee my lewe. Is daar iemand vanoggend? Wil jy nie vorentoe kom nie? Moenie skaam wees nie. Ons wil jou net aan die Here voorstel. O, gee my lewe. Ek gee my lewe, o, ek gee my lewe. O, ek gee my lewe aan U. Ek gee my lewe, o, ek gee my lewe, o, ek gee my lewe, o, ek gee my lewe aan U. One more time. Ek gee my lewe, ek gee my Is daar nog iemand vanmôre? Ek is dankbaar vir die Here, vir hierdie jong dogter vanoggend. Ek wil hê sy moet agter my aanbid vanmôre. Hierdie gebed. Maar wil ek hê sy moet vanmôre net vir die Here sê, ek is klaar met hierdie wêreld.